dis dan lesing 15-20 November 2025, die dogter van Sion, restaureerders van die skrifte. Hierdie afgelope lesing wat gedoen was, en hierdie ene is ook nou nie heeltyd die restaureerders van die skrifte nie, alhoewel van hierdie skrif het in vervulling gegaan met die dade wat ons gedoen het. En ons kan sê ook restaureerders van die gevalle volk. Ja. Want vanoggend se lesing gaan oor 'n veldslag wat ek dink die meeste van julle nog nooit eens van gehoor het nie. Mense hoor van die groot veldslae, Majuba en Magersfontein en al die goed lees 'n mens, maar hierdie slag was een van die laaste veldslae van die in die Oos-Transvaal. En dit is die slag van Bergendal tydens die Tweede Vryheidsoorlog Augustus 1900. En natuurlik sal 'n mens nie baie daarvan hoor nie, want dit is 'n veldslag wat die boere verloor het. Onder leiding van generaal Botha het hulle hierdie plaas Bergendal laar opgeslaan, en die Engelse het met 'n ontsettende mag gekom en hulle oorwin. Nou, hoekom is hierdie veldslag so belangrik? Want daar is 'n monument op daardie plek gebou, destyds deur die Nasionale Party regering. Maar iewers was iemand geïnspireer van hoër van bo om daai monument so te ontwerp, dat dit nou die ideale plek was waarheen ons moes gaan toe ons nou in 2008, 2009 in die herberg was, en waar ons dan bevryding van die boere siele moes afsmeek. Onthou, die inhoud van die gelofte was verlossing. En ons het gedink dis net verlossing van die lewendes. Nee, dit het grootendeels ook gegaan oor die verlossing van die dooies, wat in hulle haat vir die Engelse vasgesit het in duister omgewing, waar daar nie lig was nie, waar hulle nie verenig is met hulle kinders nie. Dit was die geval beide met die mans op die slagveld en die vrouens in die konsentrasiekampe, waar ons môre 'n bietjie daaroor gaan lees. Maar hier moes bevryding gebring word vir hierdie siele, want Vader het genade met hierdie volk. En ons was onregmatig aangeval deur die Engelse. Dit was ons grond wat internasionaal erken was, die twee boererepublieke. Maar Rhodes en die Rothschilds en die Oppenheimers later, hulle het nie omgegee van grond soewereiniteit nie en onafhanklikheid nie. Hulle wou net alles gehad het. Want hulle wou die diamante gehad het en hulle wou die goud gehad het. Hoofsaaklik diamante in die Vrystaat, en daar het hulle die grond gesteel. Ek het in daai area groot geword, so ek het baie met dit te doen gehad in die skool. Die Vrystaat het verby Kimberley gegaan. Kimberley was nie in die Kaap-kolonie, dit was in die Vrystaat. Af tot by Douglas, waar die twee riviere, die Oranje en die Vaal by mekaar kom. Dit was Vrystaatgebied. Toe steel die Engelse dit, met behulp van 'n sekerlike Jood Keat, wat na hierdie land toe gekom het, en toe regspraak oor daai grond uitgeoefen het, en toe gee hulle dit vir die Griekwas. Want hulle weet, die Griekwas is maklik om te koop. Sien julle die ding van 'n regime change, wat vandag nog aangaan? In Irak het hulle dit gedoen, in Libië het hulle gedoen, en nou wil hulle dit in Iran doen, in Venezuela wil hulle dit doen. Almal nog dieselfde mag agter die skerms. En hulle was nie tevrede met generaal Paul Kruger nie, en president Paul Kruger en president Steyn nie. Hulle wou 'n regime change gehad het, sodat hulle dan alles kan inpalm. En dis waaroor die oorlog gegaan het. Nog steeds vandag vir alle mense, lande wat groot hulpbronne het, moet aangeval word, hulle leiers moet verwyder word, en dan moet hulle strooipoppe aanstel. Nou dit het ook in ons geskiedenis gebeur, maar hierdie Bergendal
slag en die monument hou vir ons toe baie groot geestelike, innerlike waarhede in. Kom ons lees net so kort oorsig oor wat ons gedoen het en dan ook 'n geskiedkundige oorsig van die slag. Op 11 November 2008 het Joshua aan Johannes Snyder opdrag gegee om saam met die volgende persone die Tweede Vryheidsoorlog gedenkteken Bergendal te besoek ter bevryding van die gekluisterde gestorwe siele tydens die oorlog. Frans van Kraaienburg, Kobie Libbe, Hannes en Jeannie Marie, Dirk van Vieren, André en Tonet van Wyk, Jaco en Gerry van Wyk, Pieter en Alice Roots het saamgegaan. Ons het reeds voor 9 uur vertrek na die gedenknaal, ongeveer 4 kilometer buite Belfast. Dit was toe eintlik baie naby aan ons in Leidenburg. Daar aangekom was dit taamlik bewolk en koel en almal het eers die monument van alle kante besigtig. Joshua het aan Alice opgedra dat Jesaja 32 en Matteus 28 voorgelees moet word. Vele foto- en video-opnames is van die struktuur van die monument as ook die gedenkplate gemaak. As julle net omlaai voordat ons nou aangaan, daar het ek foto's geplaas, dis hoe die gedenknaal lyk. En dan op die grond is eintlik die uitleg van iets wat vir ons baie besonders was. Die hele monument is uitgelê in die vorm van 'n kruis op die grond. En dan hier onder die middelste foto onder, dit is 'n gesamentlike kus waar die oorblyfsels van die gestorwe polisiemanne, want die ouens wat daar gestaan het teen die Engelse was hoofsaaklik die ZARPs. Dis die Suid-Afrikaanse Republiekse polisie. En hulle het daar's 'n hele klompie dood, ons sal nou lees hoeveel. En hulle oorblyfsels was in die kus en die kus was aan die onderpunt van die kruis. 'n Geskiedkundige oorsig van die slag wat daar gebeur het in die jaar 1900. Die slag van Bergendal strek oor 'n paar dae, ongeveer 21 tot 27 Augustus 1900. In bevel van boere was generaal Louis Botha met ongeveer 7000 man en 20 kanonne, onder andere Longtom kanonne, met doel om die spoorlyn te beheer tussen Belfast en Paul Kruger se hoofkwartier in die ooste. Aan Britse kant was Boeler met 19000 soldate en 82 kanonne, amper 3 maal meer manskappe en 4 maal meer kanonne. Botha het op 'n strategiese koppie 60 van sy beste man, ZARPs, lede van die Republikeinse polisiemag, geplaas met opdrag om die koppie tot die dood toe te behou. Boeler het besef dat as hy die koppie verower, hy die boerelinie in 2 kan verdeel. Ewige bombardement het vir ure aangehou voor Britse troepe die Britte die koppie bestorm het. Die Britte word 2 maal teruggedryf deur die boere se verwoede vuur. Die Britte het moedig aangehou en uiteindelik moes die ZARPs oorgee, want hulle ammunisie was gedaan. Sommige ontvlug, maar 19 word gevange geneem en 14 het gesneuwel. 14 boere is daar doodgeskiet. Aan Britse kant is 100 soldate gewond en 12 gesneuwel, plus 7 offisiere gewond en 3 offisiere gesneuwel. Die monument se gesamentlike doodskus het hierdie 12 gesneuweldes se oorblyfsels bevat. Waarom is dit so belangrik? Is dat ons die siele van die boere wat geveg het in daai oorlog reg oor Suid-Afrika moes ons verlossing bring of bevryding bring. En nou dat ons meer kennis van Vader gekry het, weet ons dat ons kan bid vir die siele aan die ander kant. En ons kan bevryding bring vir die siele. Ons mag nie met die siele kommunikeer en raad nie kry by hulle nie, maar ons mag vir hulle liefde stuur, ons mag vir hulle lig stuur
en ons mag vir hulle verlossing stuur. Daarom wanneer jy in 'n huis kom wat spook, soos ons sê, of wat daar 'n golery of 'n ding aangaan daar, moenie ingaan en daai arme siel wat daar pla, nou in die hel in verdoem nie. Want dit is wat baie van ons mense doen. En selfs mense in ons eie geleedere het dit gedoen. Jy gaan en jy vra asseblief Yeshua, stuur engele om hierdie siel wat nou vassit in hierdie huis. En dit is wat gebeur, hy het te min lig, of sy het te min lig, en baie keer is dit kindertjies. Dan bid jy dat daar lig gestuur word vir hulle, dat hulle kan verder gaan en aansluit by hulle bekende familie. En Vader is so genadig, hy staan dit toe, want 'n boodskap wat van jou af in liefde kom, sal hy nie sommer weier om uit te voer nie, mits dit nou nie teen sy orde is nie. Maar om vir siele aan die ander kant te bid is eintlik 'n opdrag. Dit is nie 'n vrywilligheidsdaad nie, dis 'n opdrag. Ons moet aan hulle dink. En so is ons gebed ook by Gilgal vir die siele wat aan die ander kant in duisternis en skemer wandel, dat ons vir hulle lig stuur. En julle kan maar weet dat elke oggend daardie lig wat ons stuur van daai Gilgal waarwiel af, werklik die mense bereik wat dit nodig het. Ok, dit was nou die geskiedenis. Die verdere opdrag by die monumentterrein is nou terug by ons in die jaar 2008. Jaco het opgemerk dat die monumente embleem vorm en dat 'n kruis, soos die waaraan Yeshua gesterf het, die hoeke van die monument met mekaar verbind. Aan die onderkant van die langbeen van die kruis is die sarkofaag met die gedenknaal daarbo. Daar is 'n wit marmerkus op die linkerarm van die kruisformasie gebou. Dit het geen byskrifte by nie en lyk soos 'n doodskus, met 13 vlakke in die marmer met 6 kante en 6 vlakke op die deksel en 'n boonste plaat vlak. Yeshua het aan Pieter verduidelik dat dit sy reine liefde vergestel in die vorm van 'n verbondsark. Aangesien die kus in die posisie van Yeshua se linkerhand gehou is, wat naaste aan sy hart is, verteenwoordig dit liefdesdade, en wel in hierdie monument Yeshua se liefde vir sy volk. Yeshua het ook aan Gerry uitgelê dat die kus in die vorm van 'n diamant is, wat die wedergeboorte voorstel. Ons het dus die liefde vir die volk kom aanbied, deur vryspreking en verlossing. Want onthou, Yeshua was ook deel van die geselskap wat gery het. Al 12 persone het rondom die sarkofaag vergader. Aan al 4 kante moes daar 3 persone staan, waarna Johannes met gebed geopen het. Nou dat ek terugkyk, is dit vir my interessant dat dit byna het ons daar opgestel soos wat ons elke oggend by die Gilgal wiel opstel. Maar hierdie wiel was nog nie gebou nie. Dit sou eers omtrent 8 jaar later plaasvind. Maar altoe het ons toe om hierdie gesamentlike kus gaan staan, en almal moes hulle hoede op die 12 swart granietstene van die sarkofaag plaas. En onopsetlik was almal met voorkante na buite neergesit. Is seker onnodige inligting, maar dit was vir ons nogal baie snaaks, ons het dit daar neergesit. Nu kyk iemand, sê maar almal sin is so neergesit. Hierna moes die dele uit Johannes Snyder se boek van herinnering voorgelees word, wat in opdrag saamgeneem is. Dit was treffend om te sien hoe die beskrewe vervalle toestand van die volk, volgens Jesaja 32, op die monument vergestald was, deur kuithoogte bossies, dorings en distels en 'n totaal verwaarloosde terrein. Want die mense wat in beheer van die monumente is in Suid-Afrika vee hulle af aan die boere se monumente. Dit was maar 'n regtig vervalle terrein, baie goed was gebreek geweest. Johannes moes daarna kniel met sy hand op die gegraveerde graniet en bid vir bevryding van die gestorwenes. Nou nie net daai 14 gestorwenes wat in die kus se beendere daar was nie, maar vir alle gestorwenes wat saamgetrek word in die 4 rigtings
die 4 windrigtings van Suid-Afrika. Dit is hoekom dit in 'n kruisvorm gebou was, want die oprigters van die monument het gesê dat hierdie monument verteenwoordig alle boeregestorwenes in die hele Suid-Afrika. Dit was nie van ons af nie, dit is wat ons daar opgetel en gelees het. So dit was die plek om te gaan staan en om bevryding te bid vir die siele, want onthou, in die gees is siele nie, is siele eintlik, is dit die gees is oneindig. En dan kan 'n mens vir hulle so bid. So nou het Johannes daar gekniel en bevryding gebid. Die ander moes hulle hoede teen hulle harte vashou met die regterhand en die linkerhand agter hulle rug plaas. Dit was alles opdragte van Vader. Johannes het ervaar hoe die siele tydens die gebed, die een na die ander soos 'n sagte bries teen sy hand verbyskuur, van onder na bo. Dit was opmerklik hoe die vingermerke van Johannes, selfs na deurdringende reën, net so helder op die sarkofaag sigbaar gebly het. Dis goedjies wat ons opgemerk het wat buite die normale was. In die gees het Pieter duisende boere gesien wat uit hulle grafte opgestaan het. Al hierdie boere het tydens die boereoorloë gesneuwel. Joshua het ook vir Pieter in die gees gewys waar hy Joshua en 'n menigte engele om ons staan. Joshua het aan Pieter gesê dat hy en die 7 aartsengele wat ook teenwoordig was, die hoogste geestesryk verteenwoordig. Die menigte engele die hemele verteenwoordig, die boere die laer geesteryk verteenwoordig, en ons aanwesige 12 die aardse verteenwoordig. Die 4 groepe verwys ook na die 4 punte van die kruis van Joshua, waar hy en sy 7 aartsengele die boonste punt is, die engeleskare wat aan sy regterhand sit die regterpunt is, die linkerpunt ons is wat lewe in sy liefde en die boere, die onderste punt is wat bevry moet word van die doderyk wat in kluistering is. En ons aan die linkerkant waar daardie wit sarkofaag of daai wit verbondsark tipe kus was, wat natuurlik ook net Joshua voorstel. Johannes het opgestaan en elkeen moes weer sy hoed op die sarkofaag plaas. Hierdie keer soos eers later opgemerk met voorkante na binne, sonder dat dit gesê was. Elkeen het gebid vir die volk, beginnende by Dirk en afgesluit deur Johannes. Dirk moes die 4 hoeke van die mens en Suid-Afrika in sy gebed salf, soos deur die gees aan hom opgedra. Druppels reën het sag begin val tydens die gebede, en Alice het dit in die gees gesien, as druppels bloed wat val, ter bevestiging van die verlossingsverbond, wat reeds gesluit is op 29 Oktober 2008. En dit was omtrent 2 weke later wat ons daar by hierdie sarkofaag was na die gebod vir die gelofte gegee is. Hierna moes Kobie 'n bossie wit en geel blomme op die sarkofaag plaas. Hierdie blomme versimboliseer die volgende. Die geel blomme stel die lydsaamheid voor van die gestorwe siele, wat nou genoeg gely het, en die wit blomme simboliseer dat hulle nou rein en skoon is. Dit alles het Vader vir ons daar in die gees deurgegee. En dat hulle wat teruggaan na Vader toe. Volgens die oprigters van die monument stel die 4 hoeke, waar die 4 gedenkplate voorkom, die 4 ou provinsies voor. Deur die vrylating van gevange siele te Bergendal monument, is alle gestorwe boerekrygers in al 4 provinsies ook bevry. Hierna het almal weer na die herberg vertrek. En ja, die boere het geveg in al 4 provinsies, nie net in die 2 boererepublieke nie. Daar was baie boere wat afgegaan het na die Kaap toe en daar geveg het onder Jan Smuts. En daar was boere wat in Natal geveg het, daar was 'n hele paar veldslae in Natal gewees waar baie boere ook gesterf het. En so is almal deur hierdie verlossingsdaad te Bergendal
op hierdie dag, 11 November 2008, het hulle na beter geestelike plekke verhuis en is hulle verseker verenig met hulle families en met hulle ander medeboere, want so as dit aan hierdie kant is, so lyk dit aan die ander kant ook. Vader vergader sy gestorwe kinders in volksverband en in geestelike rypheidsverband. So, jy gaan nie nou skielik aan die ander kant tussen Chinese of Indiërs of Swartes jouself bevind nie. Jy bevind jou by jou volksgenote. En dat ons tussen groepe kan skakel en enige tyd by die Duitsers uitkom, by wat ook al, is so. Maar daar is ook huise, soos wat ons sing in die oggend, die huis van my vader het baie wonings. Is sulke wonings aan die ander kant absoluut normaal. Mense verstaan nie, hulle dink dalk dat die ander kant is so 'n spokerige affære. Party dink, jy sit op 'n wolkie en speel harp die hele dag. Die Rooms-Katolieke sê, jy sit aan tafel met Abraham, Isak en Jakob en jy vreet en drink net. En dit is presies hoe dit lyk vir daai mense wat uit daai kerke kom. Hulle beland by so 'n tafel. En dan na so 2 weke se eet en drink, dan is hulle nou daarom dik vir hierdie hemel. En dis wanneer Yeshua hulle benader en sê, kyk, is dit die hemel wat julle van hou, wat vir julle aangebied was in aarde, toe julle in die kerk was? Kyk hoe belaglik is dit. En dan natuurlik die wat glo dat jy dood is aan die ander kant, dat jy nie verder bestaan nie. Hulle kom sommer gou self agter, maar hoorie, ek is dood, maar ek bestaan. En die plek waar ek is nie lekker nie. So, die groot doel was om ons volk, omdat ons nou 'n gelofte met Vader gemaak het, wat eintlik 'n versterking van die gelofte van 1838 by Bloedrivier was, maar wat heeltemal nou oor die aardse grense gaan na die geestelike toe, het ons hierdie boere wat in 'n oorlog ingedwing was, deur 'n vyandelike, godvyandige mag, het hy sy kinders wat aan die ander kant vasgevang was, deur haat, deur onvergewingsgesindheid, en allerhande emosies wat so oorlog by jou opwek, dink jouself in, hoe gaan jy voel as jy die berig kry van die konsentrasiekampe, my vrou is dood verkrag, my 5, 6, 8 kinders is dood van siekte, want mense, ons bly vandag in tente, en dit is baie draaglik, maar dink jouself aan in 'n tent in die konsentrasiekamp, veral daai een buite Bloemfontein, wat op die turf, hulle het die turf uitgesoek, en hulle het tente opgeslaan, dit was ronde kloktente, daar was nie 'n grondseil nie, daar was ook nie gegrawe of opgevul nie. Wanneer dit reën en ryp en sneeu in daai kamp, dan word daai grond waarop die kindertjies op dalk komberse of 'n seiltjie lê, word soppap nat. En dis hoekom die kinders nie kon oorleef nie. Die siektes weens of as 'n gevolg van die koue het hulle uitgemaai. En nou moet jy daai pa se gemoedstoestand verstaan. Ek wil amper sê dis 'n geregverdigde haat vir daai mense wat sy familie uitgewis het, wat onskuldig was. Nie dat haat ooit geregverdig kan word nie, maar daar kan genade wees vir daardie, amper soos ek sê, geregverdigde haat. En dis wat Vader deur hierdie gelofte vir ons gebring het. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons kennis neem van hierdie geskiedenis wat die dogter van Sion gemaak het. Nie dat ons enigstens belangrik was nie, ons is maar net gekies. En weer eens het die mense wat agtergebly het daai dag ook heeldag in gebed getree vir ons. So dit was 'n gesamentlike gebedsbevrydingsaksie. En daai siele wat met 'n suising uit daai kus
na bo gegaan het, verteenwoordig al die siele in Suid-Afrika wat in daai oorlog geveg het en wat nog gevange gehou was deur Satan, deur emosies. En dit gee net vir ons weer, nou dat ek dit lees, besef ek net weer eens, hoe groot is die genade, barmhartigheid van ons verlosser. Ons kan dit nie besef nie. En hoe groot is sy genade vir hierdie volk, die boerevolk. Let wel, daar is nie iets soos 'n Afrikaner volk nie. Afrikaner is 'n bees. En hulle het ons Afrikaners genoem toe die Unie tot stand gekom het. Want die Unie is saamgestel uit 2 provinsies of republieke wat boere ingewoon het. Ons praat nie van die Afrikaner oorlog nie, ons praat van die boereoorlog. Ons praat nie van Paul Kruger as 'n Afrikaner president nie, hy was 'n boere president. Alhoewel vandag doen hulle dit. En die Afrikaner titel het gekom toe naderhand almal saamgesmelt is, naamlik ook die Kaap-provinsie en die Natal-provinsie het hulle ons nou Afrikaners begin noem. Maar in die Kaap-provinsie was daar baie mense wat die boere se saak baie goed gesit was. En hulle is boere-rebelle genoem, nie Afrikaner rebelle nie. En hierdie boere-rebelle is feitelik almal wat aan die oorlog deelgeneem het aan boerekant, is feitelik almal tereggestel of gehang. Baie van die oukies was 14 jaar oud en jonger dalk. Penkoppe het hulle genoem. En hulle is deur die wreedaardige Engelse mag se muur tereggestel. Want hulle kon nie vat dat iemand wat op hulle grondgebied gebly het, vir die boere gehelp het nie. So, daar was nie eintlik tot op daai stadium enige Afrikaners nie, maar ons het nou groot geword as Afrikaners. In die skole is die hele curriculum verander van boer identiteit na Afrikaner identiteit toe. En so het Afrikaners plesierig geword. En het ons al ons wortels verloor, waarna ons weer moet terugkom. Ons het nie reg op die Kaap-provinsie en op Natal nie. Dit was nooit grond wat deur boere besit is nie. Ons het geen reg daarop nie. So die mense wat jaag na die Karoo toe en na Orania toe, hulle is op grondgebied wat nooit die boere sin was nie. Of die Afrikaners sin was nie. Hulle het nog altyd in daai 2 provinsies het hulle trou gesweer aan die Engelse koningshuis. Jy moes dit doen. My pa was in die Ossewa brandwag en hulle was die laaste offisiers inname wat geweier het om trou te sweer aan die koningin van Engeland. Toe hulle by hulle uitpasseringsparade is, toe sit hulle almal, nie een opgestaan vir haar nie. God save the Queen. En dit het 'n groot rebellie in die weermag laat plaasvind, toe stop hulle dit. Maar onder die Unie van Suid-Afrika moes almal trou sweer aan Engeland. Generaal Jannie Smuts, hierdie generaal Louis Botha wat ook eerste minister was van Suid-Afrika, almal was in die Engelse se agterente opgekruip. Jan Smuts het selfs die hoogste militêre rang gekry wat nog ooit gegee kan word, van veldmaarskalk. En hy was 'n groot kokkedoor in die Eerste Wêreldoorlog en baie dinge onderneem strafmaatreëls teen die Duitsers. So hy's nie een van ons damse gaanse nie. Want 'n boer onderskei hom op daai vlak dat hy nooit vir Engeland sal staan nie. Maar 'n baie groot liefde het vir die Duitsers. Hoekom? Want mense weet dit nie. Ons boerebloed is deurtrek met Duitse bloed. Ons is eintlik meer Duitse bloed in ons as Hollandse bloed. Ja.
En daarom wil ons in ons wese, ons weet dit net, ons kan nie teen die Duitsers staan nie, dis ons eie bloedlyn. En dit is ook hoekom die rebellie toe later uitgebreek het, omdat die boere daai gevoel in hulle hart gehad het, veral die boere van die twee republieke. En hieruit kan ek nou weer net dit herhaal wat ons gesê het, dat die versameling van die 12 verlore stamme van Israel, volgens daai embleme te vergelyk en deur te trek na daardie embleme van die Transvaalse ZAR heraldiek, en dan ook meer pertinent met die dogter van Sion se embleem agter my, dat die versameling hier gaan plaasvind. En ek het geen twyfel dat dit by Philadelphia sal plaasvind nie, by die dorp wat toe later Pretoria genoem is en 'n stad geword het. En dan is dit ook nie toevallig dat Philadelphia in die skrif in Openbaring 3 die enigste gemeente is wat Vader Yeshua, die een wat die Openbaring gedikteer het aan Johannes, geen probleme het nie. Want dit is die gemeente van broederliefde. Dis wat Philadelphia beteken. En ons hier op die plaas is 'n ark van broederliefde. En ons moet streef om so 'n ark te bly. Dan sal Vader die beginpunt, die eerstelinge sal hy hier kom opwek in ons geestelike huis wat nou nie meer beperk is tot hierdie grond nie. Maar ek loop nou die storie bietjie vooruit. Ons sal nog by die Gilgalwiel uitkom. Maar hier op hierdie stadium toe ons hierdie werk gedoen het, het ons nie enige idee gehad van verdere opdragte en plekke waar ons kragtiger in die gees sou kon veg. Ons het maar net hierdie opdragte gedoen. En as ek terugverwys na die boodskap wat ons gelees het van Louis Snyders, Maak en Breek, sê Vader, hy het vir Koos Dellery opdrag gegee om met 11 man na Migdol te gaan en 'n klipstapel te pak. En hy sê, daarin lê die liefde in gehoorsaamheid. En dis al wat ons gedoen het, ons was net gehoorsaam. Sy woord gehoor en ons sy woord uitgevoer. Eintlik nie geweet wat die impak was op daai stadiums toe ons daar was. Ons het dit nie geweet nie. Maar later en met terugskouing raak alles duideliker. Baie dankie, ons sal dan môre voortgaan.